Ons kyk hierdie week na ons persepsie van God. Nou wat jy oor God glo is die belangrikste ding oor jou. Nie net of jy in hom glo nie, maar wat jy glo oor sy aard, sy hart, sy gesindheid teenoor jou. As jy verstaan wat God se natuur eintlik is, verander dit alles. God se natuur is suiwer liefde. God het nooit vir ons beplan om in die hel te beland nie. Dit het alles gebeur met die sondeval met Adam en Eva. God se liefde verander alles en dit bring rus in jou hart. Dit genees jou siel en dit verdryf enige twyfel. 1 Johannes 4 vers 8 sê duidelik, God is liefde. Elke aksie van God kom vanuit liefde. Hy het nie net gesê hy is liefde nie, hy het dit bewys ook toe hy sy seun aan die kruis laat sterf het. Hierdie ouens wat omgaan met die idee dat God hulle sal straf oor wette en oor verkeerde name en al daai snaakse goed, dit het God aan die kruis vasgespijker saam met Jesus. Hy het Jesus aarde toe gestuur omdat hy lief is vir ons, uit 'n punt van liefde uit. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Toe ons nog sy vyande was, ver van hom af, het hy ons eerste lief gehad en sy seun gestuur om vir ons te sterf. Romeine 5 vers 8 sê vir ons, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, juis toe ons nog sondaars was, juis toe ons nog ver van hom af was. Wanneer jy God se liefde verwag, gebeur wonderlike dinge. Jou gebroke dele word herbou. Jy kry 'n lied in jou hart. Jou hart is weer vol vreugde. Jou gees vier fees in sy teenwoordigheid. Jy dans voor die Here. Jy word vrugbaar. Die dae van droogte is verby. Jy gaan 'n vrugbare lewe hê. Hoe maklik word geloof wanneer jy verstaan dat God se hart is liefde. Sy beloftes is maklik om te glo en te verwag, want die een wat dit beloof is altyd getrou. Die Bybel is so direk daarop. Wanneer jy die ware God ken en jy ken sy karakter en jy weet wie hy is, verander dit jou hele lewe. Dit vorm jou perspektief. Jy sien God in 'n groter prentjie. Dit vorm jou verwagting. Jy leef in hoop en sekerheid, nie in wanhoop, onsekerheid en vrees nie. Dit vorm jou emosies. Dit gee vir jou vreugde. Dit vorm jou besluite. Jy kies met wysheid. Jy word gelei deur 'n liefdevolle Vader wat net die beste vir jou wil hê. God se liefde is groter as enige twyfel, is groter as enige veroordeling of judgment. Aanvaar dit, leef dit en sien hoe dit jou lewe verander. En dit sal dit ook makliker maak vir ons om nie te val vir ouens wat vrees spreek nie. Die Heilige Gees is nie 'n gees van vrees nie, maar 'n gees van krag, liefde en sound mind, gesonde verstand. Enige iemand wat jou bang praat, enige iemand wat vir jou 'n vrees vir God, 'n vrees vir veroordeling in jou hart wil bring, praat nie met die Heilige Gees nie. Jy kan self dink met watter gees hy praat. Hemelse Vader, ons kom sê vir U baie dankie dat U net die beste vir ons wil hê. Vader, ons kom sê vir U dankie dat U 'n God van liefde is. En ons wil vra dat U U liefde vir ons sal wys op 'n daaglikse basis en dat U alle twyfel uit ons harte sal wegvat. Dat die Heilige Gees ons sal waarsku as mense ons van die ware pad van liefde wat U vir ons beplan het, wil weglei deur vrees. En ons dankie, Here, vir wie U is en wat U vir ons doen. In die naam van Jesus sê ons vir U dankie. Amen.